lewe. En ons dank U, Here, dat in U leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Ons kan niks doen sonder U nie. En Vader, waar ons as 'n gemeente saam sing vanmôre in eenheid, wil ons net U loof en prys. Ons wil net kom eer bring aan wie U is, God Almagtig. Vader, word verheerlik vanmôre. Met elke persoon, elke hart, elke stem. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons neem ons sitplekke. Gaan vra dat ons lofdansers asseblief vorentoe kom. Hulle het gister 'n item gebring by Bread of Life en so hulle is nou sonder alles wat hulle gister daar gehad het, die klere en goed, ek het dit nou ook gemis, ek was op daardie tydslot, was ek nie daar gewees nie. So ek is ook bevoorreg om deel te kan hê aan dit vanmôre en kom ons geniet dit, dankie.
Dis my altyd so kragtige profetiese manifestasie. En onthou julle die woord? Waar is Dainien ook? Ekskuus. Daarso en daar's Mamsie en Vilana. Onthou julle die woord? As julle gaan in die dorpe ingaan? Onthou julle dit? OK. Onthou dit? Moet dit nie vergeet nie. Moet dit nie vergeet nie. Ons is regtig gebless met mense wat hulle roepingsvol staan. En vanmôre, as jy kyk na die boodskap of die opskrif van die boodskap vandag, die tema van vandag, ek en my huis. Julle sal onthou ons het so rukkie terug het ons gesels oor ons familie, ons huis. En daar's net iets besonders wat ek op my hart het vanmôre en ek wens ek het meer tyd gehad om eintlik hierdie met julle te deel. So ek gaan weer op 'n stadium gaan ek weer met julle deel oor ek en my huis. En die rede daarvoor is want ek begin ervaar dat kinders van die Here verstaan nie huis nie. OK. En daarom is daar baie kinders van die Here wat ek wil nie sê op straat is nie. Maar hulle voel daar is nie 'n plek vir hulle nie. So kom ons trek dit net gou deur na die praktiese gedeelte toe van huis. Almal 'n huis waar hulle gisterand in geslaap het. OK. Dis jou huis gewees. Dit was either jou huis wat jy gekoop het, dis die huis wat jy huur. Dis die huis waarin jy bly. Die huis het sekere eienskappe, hy gee beskutting. Ek meen, was jou moontlik 'n heining om jou huis vir sekuriteit. OK. En dit wat in die huis gebeur is so belangrik vir jou as gesin, jou en jou gesin. Dis so belangrik. Nou elkeen se huis is anders en ons het 'n adres. Ek meen ek gaan nie vanmôre daar na Renske se huis toe gaan en sê okay, vandag bly ek in jou huis en jy kan maar na my huis toe gaan en daar gaan bly nie. Jy weet en ek gaan krap haar huis op en ek los dit vir haar. Sy gaan nie gelukkig wees nie. Jy sien, jou huis is jou plek. Jou huis is daai besonderse plek wat ander mense nie noodwendig toegang het behalwe as jy vir hulle toegang gee nie. Okay. As ek opdaag by jou huis, sommer net. Nie gereël nie. Jy gaan die eerste keer gaan jy dalk verras wees my daar te kry sonder dat ek jou nie gebel het en gesê het hoor jy ek kom bietjie na jou huis toe. Hoe gaan dit voel? Ek daag haar op. Aandete tyd. Hoe laat is aandete tyd? Waar by jou? 7:00. Ek daag 7:15 daar by jou op. Ek nie gebel nie. Jy gaan vriendelik wees die eerste keer. Maar hier teen die derde keer wat ek net daar opdaag, gaan jy dalk sê, hoorie, so volgende keer as jy kom, laat weet my net asseblief. Jy gaan nog nice wees en jy gaan vir my sê, laat weet my net as jy kom, dan kan ek vir ons iets lekker voorberei. Maar dis jou huis. Dis daai besonderse, spesiale, dis jou plek. En ons beweeg in 'n tyd wat ons dit wat ons voorgebid het, begin realiseer. Reg oor die wêreld, hoor mooi, is daar besig om 'n herlewing los te breek. En die gevaar wat ek sien is, daar gaan nie 'n plek wees om hierdie mense te akkommodeer nie, want ons huise is nie in orde nie. En nou praat ek nie van jou fisiese huis nie, ek praat van jou geestelike huis. En die vraag wat ek vir hierdie geestelike huis vanmôre vra is julle gereed as herlewing volgende week moet uitbreek in Sabie?
En mense het 'n behoefte om by 'n geestelike huis bymekaar te kom. Is ons gereed? As familie by jou natuurlike huis kom kuier, en maak seker die gras is gesny, sit nuwe bedde goed op, maak alles reg, tref voorbereidings. Is ons gereed? Huis? En ek het hierdie gevoel, en het is gelukkig nie 'n gevoel van benoudheid nie, maar meer hierdie gevoel van, maak reg jou huis. Maak reg jou huis. Want dis dinge wat op pad is, dis dinge aan die kom. Nou, verlang het mense, en hoor mooi, verlang het kerke leeggeloop. Verlang het kerke hulle deure toegesluit, want dit was nie meer, daar was net nie meer mense nie. Kerke is verkoop, en ons besighede oopgemaak, van die kerke wat verkoop is verander in moskees. En nie omdat die mense minder geword het nie, want as ek na die populasie van die wêreld kyk, is hy baie meer as wat hy 'n paar jaar terug was. Maar is omdat die mense nie 'n behoefte gehad het om mee saam te kom nie. Om mee saam te funksioneer nie. En ek sien dis besig om te verander, en hoor vanmôre, Sabie, gemeente, hoor vanmôre, ons moet ons huis reg kry. Jy sien, hoe kry ons huis reg? En die enigste manier hoe ons huis kan regkry, is om 'n besluit en 'n keuse te maak oor, hoor mooi, hoe gaan ons Jesus volg? En hy gebruik hierdie woorde baie spesifiek. Ek vra, hoe gaan ons Jesus volg? Jesus kom by sy, loop by ons so langs die see, en hy sien vir Johannes en Jakobus, en hy sê vir hulle, volg my. En op daardie oomblik moet hulle 'n besluit neem oor wat gaan hulle doen. Hier is iemand wat hulle nie ken nie, wat nou vir hulle sê, volg my. En iets gebeur op daardie oomblik, in hierdie twee woorde wat Jesus gespreek het, toe hy gesê, volg my, en hulle besluit om alles net daar te los, en hulle kies om hom te volg. Jy sien, en as kinders van die Here, maak ons 'n besluit van hoe ons kies om Jesus te volg. En daar is vandag mense wat sê, ek volg Jesus op hierdie manier. Ek volg Jesus op my manier. En ek sal doen soos wat dit my pas. En dit het gemaak, en hoor nou mooi, dit het gemaak dat ons 'n liggaam het, wat nie saam funksioneer nie, en ek praat nie van ons gemeente nie. Ek praat nou oor die algemeen. Waar mense gepraat het en gesê het, jy weet, dis nie meer nodig om kerk toe te gaan nie. My verhouding met die Here is, dis nie meer nodig om sekere dinge te doen nie. Dis nie eens meer nodig om Bybel te lees nie. Dis nie eens meer nodig om saam te kom nie. En ek wonder nogal hoe dit in lyn is met dit wat Jesus gesê het, toe hy gesê het, ek sal my kerk bou. Jy sien, met die klem op wat Jesus sê, hy sal doen. Ek sien nêrens in die Bybel is dit aan ons oorgelaat om te besluit, hoe wil ons kies wat ons wil doen. Jy sien, en ek dink as kinders van die Here, het die tyd aangebreek dat ons werklik waar bietjie by mekaar moet kom en
En net so dalk 'n bietjie, kom ek stel dit so. As pa van die huis, man van die huis, my huis, daar op 85 Marula Straat, is dit soms nodig, en sê ek vir my vrou, ek dink ons moet bietjie met die kinders gesels. Ek dink ons moet bietjie huisvergadering hou. Jy weet, en as ek vir die kinders sê, kom, ons gaan bietjie gesels. O, jong, papa, wat het ons verkeerd gedoen? Niks. En ons gebruik dit nie om te raas nie. Ons moet soms dissiplineer. Maar ons gebruik dit soms om te sê, dis wat ons voel die Here nou vir ons sê. Dit is nodig dat ons moet verstaan wat gebeur nou. En ek voel vanmôre, jy weet dat dit nodig is dat ons 'n bietjie met die huis van God moet saamkom en 'n bietjie gesels. Jy sien, kom ek vra 'n paar vrae. Hoekom het jy gekies om vanmôre hier te wees? Okay. So vanmôre het ons 'n mengsel van verskillende redes oor hoekom mense hier is. Is van julle wat kom besoek. Okay? En wat besluit het, kom ons gaan vanmôre na die Follies toe. Okay? Maar is ander van julle wat ook hier is, wat sê, ek is hier want God het vir my gesê om deel te wees van hierdie huis. Is dit so? Kan ek vra, as dit so is, steek ek gou jou hand op, ek gaan nie uitnodiging maak en vir jou vorentoe roep vir gebed nie. Steek ek gou jou hand op, okay? Nou, hou jy net jou hand op, hou net gou jou hand op, okay? Kyk net gou om jou, of jy hande sien. Okay? Alright, sak. Alright. So kan jy glo? Wil jy iets sê, Hansie? Want jou hand was nog op. Altyd daai kind in die huis, nee, wat hy net so bietjie. So hierdie is 'n belangrike vraag. Okay. So dink gou hier aan. Hoe sal God dit dan doen? En wat sal God dan wil hê deurdat 'n klomp verskillende mense voel? God het vir hulle gesê om hier te wees. By hierdie huis. Dink jy, daar's miskien 'n rede daarvoor? Verseker. So as God dit gesê het, dan klink dit vir my dat God ten doel het om mense saam te bring vir 'n spesifieke doel, vir iets wat moet gebeur. En ek weet en ek glo, daar is nog wonderlike goeders wat gaan gebeur in hierdie geestelike huis, maar soos wat ek ook glo en weet, dat daar wonderlike goeders wat gaan gebeur in hierdie dorp van ons, soos wat ek glo en weet, dat daar wonderlike goeders is, dat daar goed gaan gebeur. Ons het vanmôre mense van Burgersfort af hierso. Hoekom is julle hier? Sê gou vir my. Van Burgersfort af, ek dink is daar honderde kerke wat julle verbyry om hier te wees. Het jy reg gehoor? Is belangrik nou. So nou wat nou? En hoe nou? Jy weet, ek dink dit sou makliker gewees om in te skakel in Burgersfort. Dit sou. As ek sou gekies het, hoe ek kies om Jesus te volg. En ek weet dat daar niks is wat God sommer net doen, vir net om tyd verby te kry. En ek dink die Here wou gehad het, julle moes, elke keer as julle hier na toe kom, 1 uur en 'n half,
Julle het te veel tyd. Julle het nie hopeloos te veel tyd. 1 en 'n half hiernatoe te ry. En wie as julle terugry nog 1 en 'n half? Jy weet, dit vat daarom 'n bietjie van julle tyd op, dat julle nie hoef te wonder wat om te doen met julle tyd. Maar so elke een van ons hierso. Ek wil hê jy moet saam met my blaai en ons gaan nou weer terugkom na hierdie gedagte toe, maar blaai saam met my na 1 Petrus 2. En ons gaan lees vanaf die eerste gedeelte. Petrus is daar heel agter, net so voor Openbaring. 1 Petrus 2, en kom ons lees vanaf die eerste vers af. 1 Petrus 2 sê, hy sê, lê af alle boosheid en alle bedrog en geveinsheid en afguns en alle kwaadpratery. Vers 2, en verlang sterk, soos pasgebore kinders, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Vers 3, as julle ten minste gesmaak het, dat die Here goedertierend is. Vers 4, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mens wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou, dis vers 5, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. En ek wil so 'n bietjie net stil staan by hierdie gedagte. En hierdie is 'n tyd ook, waar Petrus mense toespreek. En eintlik vir hulle verduidelik, oor wat is hulle rol? Nie net as kinders van die Here nie, maar wat is die belangrikheid om te groei as kinders van die Here? Ons kyk na vers 2, en in vers 2 sê hy, verlang sterk, soos pasgebore kinders na die onvervalste melk van die woord. En hierso, ek geniet dit as ek die byvoeglike naamwoord, die beskrywende woorde in 'n vers sien. Want dit verduidelik vir my so 'n bietjie, waaroor gaan hierdie vers, en hoe belangrik is die klem, en waar lê die klem van hierdie vers, wat hy van praat. Hy praat hierso, verlang sterk. Okay? Was iemand al in 'n lang afstand verhouding gewees? Wat? No, wie is in 'n lang afstand verhouding? So. Wil jy iets sê, Hansie? Jy verstaan verkeerd. 'n Lang afstand verhouding is daai plek, nee. Waar jou liefde is op 'n ander plek. En dit was moeilik in ons tyd gewees. Ek het geloop, nee, om by 'n tikkieboks uit te kom. Wat 'n payphone uit te kom. Jy weet, vandag as jy kinders dit sê, dan sê hulle, wat? Ek het geloop om 'n sekere tyd by die foon te wees, wat daar in die gemeenskap was, sodat ek kan bel. Okay. Dat ek nie vir my ouers se foon hoef af te bel nie, en dat hulle ook nie hoef af te luister wat ek te sê het nie. En so het ons dit gedoen. Dis hoe dit gewerk het. Maar dit is hierdie verlange wat jy het, is hierdie sterk verlange. Ag, kan ons nie, hoekom werk hy dat ons so ver is van my? Maar is hierdie verlange, is hierdie sterk verlange. En Petrus praat hier en hy sê, laat ons hierdie sterk verlange het. Soos pasgebore baba na onvervalste melk, na daai lekker melk. Daai wat nie water by het nie. Daai wat nie tee is in plaas van melk. Daai onvervalste melk. Laat ons daai sterk verlange het. Soos babas na laat ons daai verlange het na die woord van God. En ek besef, daar's seker 'n rede hoekom Petrus hierdie vir die mense sê. Want dit lyk amper asof die woord van God net nie meer so belangrik was nie.
Daar is soveel ander alternatiewe, daar is soveel dinge wat jy kan doen met jou tyd. Maar ek wil vandag vir jou sê, die woord van God is so belangrik, en kyk hoe maak hy hierdie vers klaar. Hy sê, sodat julle kan verlang na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan groei, opgroei. En Petrus sê hierdie, hy sê ons het die woord so nodig, want vir jou geestelike groei is dit so belangrik. En tog word die woord nie meer so baie gelees nie. Nou praat ek nie van ongelowiges nie, ek praat van kinders van die Here. Ons luister eerder 'n preek. Ons luister eerder ietsie op TikTok, vinnig, 3 minute. Maar die geleentheid, wat die Heilige Gees met jou kan praat, vir wat jy nodig het in jou groei, mis ons, as ons nie die woord self lees nie. Petrus sê, kom ons kom terug. Hy sê eintlik, sonder die woord sal jy nie kan opgroei nie. Soos wat dit nodig is vir melk, vir 'n baba om te kan groei, soos dit nodig dat ek en jy die woord inneem, dat ons kan groei. Kom ons gaan aan. Hy sê, as ons gaan besig wees met die woord van God, dan gaan ons die goedheid en die goedertierendheid van God se woord begin smaak. Ons gaan goeders begin verstaan, ons gaan goeders begin ervaar, ons gaan in die gees is daar goed wat gebeur, soos wat die woord in ons lewe inkom, is daar goed wat gebeur, wat net in plek val, en soos wat dit in plek val, gebeur het, dit skop in rad in. Ek het nie veel met motorfietsse te doen gehad, maar ek onthou, ek het op 'n motorfiets gewerk. Kyk, en jy kan daai ding ref, nê. Maar as daai ding nie 'n rad is nie, nê, maak hy net 'n geraas. Maar vir jou om te groei, vir jou om te beweeg, moet iets inskop. En ons het nodig om die woord in te neem, maar jy moet 'n liefde vir die woord ontwikkel. En hoe meer jy inneem, kom ek sê vir jou, hoe meer wil jy hê? Hoe meer ontdek jy God se goedheid? En dan sê hy in vers 4, hy sê, kom na hom toe, die lewende steen. Hoor, kom na hom toe. Hierdie is 'n aksie. Gister praat ek met die ouens van Bread of Life, dan sê die ouens van Bread of Life, by Bread of Life, en ek sê vir hulle hoe belangrik dit is, nê, om hierdie werkwoorde wat van die woord te verstaan. Weet jy, in Engels sê hulle is 'n verb. Ek verstaan nie wat beteken verb nie. In Afrikaans is dit 'n werkwoord. Dit is 'n woord wat werk. En hy kom in vers 4 en hy sê kom. Nou as ek vir jou sou sê, kom hier. En jy bly net daar sit. Ek sê kom. Ek wil iets wys, man. Nee. Jy hoor, maar jy reageer nie. En soos al baie kinders van die Here wat hoor, maar hulle kom nie. Hulle ontdek nie die lewende steen nie. Hulle ontdek nie wie Jesus is nie. Ons hoor die woord, maar ons doen niks. Hy sê kom na die lewende steen wat deur die mense verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En vers 5 is vir my so belangrik, hoor mooi. Hy sê, en laat julle ook soos lewende steen. Wat het nou geword? Ek dog Jesus is die lewende steen, enkel. Maar hierdie woordjie kom, hierdie aksie klink vir my, dat wanneer ek reageer op God se woord, dan gaan iets gebeur. As ek hierdie uitnodiging aanvaar en ek reageer op wat die woord sê, dan gaan iets gebeur. Wanneer ek reageer op kom,
En ek kom by Jesus. En ek ontdek wie Jesus is daar iets wat verander. 2 Korintiërs 3 vers 18. Sit op. Hy sê, ons word verander. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander. Na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, is deur die Here wat die Gees is. Soos ek reageer op die woord, hierdie werkwoord, en ek doen wat die Here sê ek moet doen, dit verander jou. Hy sê, kom ontdek die lewende steen, en dan word jy 'n lewende steen. Want jy word verander. Omdat jy reageer op die woord, en omdat jy doen wat die woord sê. Gister maak ek 'n stelling, en ek sê, mense, as 10% van Christene, mense wat sê hulle is kinders van die Here, net 10% van die woord doen, wat Jesus gesê, sal ons wêreld 'n ander plek wees. Kom en laat julle soos lewende stene opbou. Sien jy hierdie ding? Lewende stene. Jy sien, dit begin by jou, wat moet reageer op die woord. Dit begin by jou, wat 'n honger het na die woord. En dan is daar die geleentheid om te reageer op die woord. Hoor, en dit bly nog net by jou. Want jy moet daai keuse vir jouself, ek kan nie daai keuse vir jou maak, ek kan nie namens jou reageer op God se woord nie. Ek kan nie kies of jy wil gehoorsaam wees aan wat die woord van die Here sê of nie. Ek kan dit nie doen nie. Dit is jou verantwoordelikheid. Jy moet 'n honger hê na die, jy moet kom, jy moet reageer. En wanneer dit gebeur, dan word jy verander. Maar wanneer jy verander word, dan kom jy agter, maar is nie net nou ek wat verander nie. Het jy al met mense gepraat, en jy deel met hulle iets wat die Here vir jou gedeel het, en soos wat jy dit vir hulle deel, sê hulle, dis so great, dis presies wat die Here nou besig is met my, en die persoon kom van 'n ander kant af, en hy maak hier die hele prentjie net soveel voller, en ewe skielik is alles net, yes, dis so great. Maar dit het by jou begin. En jy het geen idee wat God op 'n ander plek doen nie, maar daar's 'n klomp ander mense wat ook moet reageer op God se woord. En soos wat jy reageer op God se woord, kom jy op 'n stadium by mekaar, en dan kom jy agter, ek is nie die enigste lewende steen hierso nie. Hy sê, en laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. 'n Heilige priesterdom om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Nou, wat dink jy sal aan God welgevallig wees? Deur Jesus Christus. Dit klink vir my na, as ons gehoorsaam is aan sy woord, sal dit God welgevallig wees. Hy praat van geestelike offers hierso. Offers is van dinge doen. Offers is van iets gebeur. Jy sien, weet jy hoe werk 'n geestelike offer? Abraham moet vir Isak gaan offer. Okay? En soos wat Abraham hierdie ding het met hierdie offer wat hy moet bring voor die Here, want hy kies om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. Hy gaan om sy seun te offer. Okay? Sê ek moet hierdie eintlik nou verduidelik. My gewillige assistent. My pragtige assistent. Ons gaan vandag sê jy's 'n bokkie. Nee, jy hoef nie te spring. Sy is my bokkie. Maar ek ken nog nie my bokkie nie. Okay. Hoor nou. Ek's Abraham. En ek het 'n klein Isak wat ek moet gaan offer. My goodness.
dis nie lekker nie. Dis nie altyd lekker om gehoorsaam te wees. Of dis nie altyd maklik om gehoorsaam te wees aan God se woord nie. So ek wil net vir die beginsel van 'n offer wys. So hier gaan ek in gehoorsaamheid om te offer. Ek moet hierdie heuwel uitklim, ek moet 'n altaar daarbo bou. Want ek het 'n offer wat ek moet bring. En ek kies om nie my rug te draai op God, ek kies om op te gaan. En te doen wat die Here vir my sê. Maar aan die ander kant van die heuwel, sien ek nie daar's 'n bokkie wat gestuur is, om soos wat ek hierdie kant opgaan. So kom daai bokkie ook op. Die voorsiening van die Here. En as ek 'n besluit om hier halfpad in die heuwel om te draai en te sê, man, hierdie is nie die moeite werd nie, en ek wip myself vir God oor wat God gesê, hoe kan God dit vir my verwag? En ek kies om terug te gaan. Ek sal vir die res van my lewe wonder, hoekom het God dit vir my gesê? Hoe kan God dit vir my verwag? Ons het te veel mense wat sê hulle het seer gekry. Want hoe kan God so iets doen? Hoe kan God so iets toelaat? Maar hulle het nooit tot bo uitgekom nie. Van die bokkie toe vir hulle gewag het. En daarom is dit nie noodwendig maklik om offers te doen. Dankie my bokkie, jy kan nou weer gaan sit. Jy het nou maar net ja, dis nou nodig. Jy sien, ek wil hê ons moet as geestelike huis, moet ons verstaan. En nou kom ek weer terug. Hoekom het God ons verskillende mense gesê, dat hierdie is jou geestelike huis? Want in hierdie geestelike huis, is daar 'n paar dinge wat moet gebeur. Hier's geestelike offers wat gebring moet word. Hier's geestelike dinge wat gedoen moet word. En van almal wat God gesê het, nee, dat hulle moet deel wees van hierdie geestelike huis. Dink jy God het 'n plan met almal? So nou lê ek my planne een kant. En hoe ek wil. En saam stap ons hierdie pad uit. Die 83 vertaling van, gaan vir my na 2 Petrus 1 vers 5 toe sien. Die 83 vertaling van 2 Petrus 1 vers 5. Hy sê, laat julle saam, daai ook soos, laat julle saam opgebou word as lewende stene. Saam. So ek wil jy moet hoor. Hierdie is ons almal se pad wat ons stap. Saam. Wat sê God vanmôre vir my en jou? En dit glo ek is baie belangrik. Ek dink jy moet verstaan dat as jy sê dis nie nodig vir jou om 'n geestelike huis te hê nie, dan het Petrus iets gemis. Toe hy gevoel het en op daardie stadium gelei deur die Heilige Gees dit nodig gevind het om dit neer te skryf. Wat sê ek? Ek sê vir jou, jy moet 'n geestelike huis hê. Okay. Wat sê ek vir jou? Ek sê vir jou, jy moet 'n kerk hê. Nou, ek het nie geweet, ek het hierdie ding op my hart, ek loop met hierdie ding nou seker vir 3 weke. En dan sê ek by Mighty Men, en dan het ons ander mense gereël om te bedien. En ek kry nie geleentheid om dit wat in my hart is, uit te dra nie.
En ek besef dat die Here iets besonders wil doen met elke ene van ons. Elke ene op sy plek. Elke ene saam. As jy vanmôre kerk toe kom en jy kom kerk toe vir die musiek, wel geniet die musiek, maar jy dis nie saam nie. As jy kerk toe kom want ek preek, party mense bly weg want ek preek. Dis verkeerd. As jy kerk toe kom want dis net so 'n lekker plek om net inkant te wees en net daar te sit en nie betrokke te wees nie. Ja. Dis die verkeerde plek. Dis lekker, maar jy mis uit. Jy sien, so jy kan in 'n huis wees, maar jy kan ook nie deel wees nie. Dis nie wat dit moet wees nie. As jy na my huis toe kom, en jy sê vir my, ag, ek wil net 'n bietjie hierso sit. Nee, ek gaan vir jou koffie maak. Jy's nou hier by my. Ek wil weet wat gaan in jou lewe aan. Ek wil weet hoe gaan en ek gaan met jou gesels. Ek gaan jou nie alleen los nie. En so gaan God jou nie alleen los nie. God gaan nie vir jou sê, kom sit net hier en raak weg nie. Want almal van ons saam vorm 'n geestelike huis. Ons almal saam het 'n verantwoordelikheid om geestelike offers te bring, wat welgevallig aan die Here is. En daarom wil ek jou vanmôre, is die woord bietjie anders vanmôre? Ja. Daarom wil ek vanmôre net, ek wil net hê jy moet die vraag vir jouself vra. Hoe kies jy om gehoorsaam te wees aan God se woord? Hoe kies jy om Jesus te volg? En ek koppel daaraan oor waar is jou huis? Ek weet dit lyk nie so vir julle nie, maar vanmôre is ons min mense. Dis nie dat ek hierdie kerk wil groot hê nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ons inteendeel, as ons almal saam het, dan is hier nie plek vir almal nie. En dis hoekom ons begin het met 2 dienste. Dis hoekom ons begin het om almal te kan akkommodeer op verskillende tye. Want hier is plek vir almal. Vanmôre het iemand hierdie vensters in hierdie kerk oopgemaak. Wie was dit? Wie het die vensters oopgemaak? Daar's vensters oop, kyk. Het jy gesien? Okay. Wie het dit gedoen? Was dit jy, Johan? Okay. So sal dit wees. Volgende week kom jy kerk toe, want dit is kerktyd. Dit is kerktyd. En jou horlosie dop, as jy is nou 9 uur, die diens gaan nou begin. Maar jy het nog nie vir my gesien nie. Of Michelle, of die kinders, of ek sit nie hier nie. En ek kies om net nie te kom nie. En 9 uur begin die broer sê, oh, nou moet ons hierdie dinge nou maar doen. As ons nou maar kerk hou. En julle sing in die hoop dat ek aankom. Terwyl julle sing, miskien het ek 'n papwiel gehad, 3 papwiele van die huis af. Julle wag en die woord moet gebring word.
En ek kom nie. En Maurits besluit, toe maar, hy het ten minste 'n woord wat hy kan bedien. En hy kom preek. Maar hoe gaan Maurits voel? Om in te staan. Vir my. Wat nie gereël is nie. Hoor gou. Gaan dit lekker wees? En ek glo nie dis hoe dit moet wees nie. As ek nie hier is nie, ek sal reël dat iemand my plek vol staan. Ek sal reël. Okay. En so wil ek hê moet jy dit ook verstaan. Saam is ons 'n lewendige priesterdom. Ons is 'n liggaam wat funksioneer. En kom ons maak onsself gereed. En kom ons vat die verantwoordelikheid wat die Here in ons hart sit. En ons stap met dit. Kyk, julle van Burgersfort af, as julle nou deurkom. Steven, jy moet nou preek aan my plek. Want ek dag nie op hier. Kyk, daai uur en 'n half terug, nee. Is nie lank genoeg om te sê wat jy voel nie, nee. Hoor my hart vanmôre. Hoor my hart. Ek sê nie, soms sê ons, we sing to the choir. Nee, ek wil hê, kom ons trek nader saam. Kom ons staan ons plek vol. Kom ons doen wat die Here vir ons gee om te doen. Okay. En hoor mooi, dit gaan nie oor wat ek sê nie. As pastoor van die kerkie. Hoor mooi, jy moet nie doen wat ek sê nie. As elke een van ons doen, wat die woord sê, dan kan ons nie verkeerd gaan nie. Okay. Andrew, is nie hier nie, oom Hans, Maurits, Steven, kom help gou met die tafel van die Here, Johan, asseblief. Kom ons help gou. Terwyl hulle uitdeel. Baie dankie. Baie dankie. Terwyl hulle uitdeel, wil ek jy moet nommer 1 verstaan dat ons gebruik nie nagmaal in die kerk omdat Jesus dit vir die kerk net gegee het nie. Ons gebruik nagmaal in die kerk omdat ons bymekaar is en 'n geleentheid het om dit saam te kan gebruik. So wat ek vir jou probeer sê is, nagmaal is nie gereserveer net vir die kerkie. Hoor jy dit vanmôre? Ons noem dit nagmaal, want in die nag wat Jesus verraai is, het hulle by mekaar gekom. Okay? Maar meer as 'n naam wat gekoppel word en sê dis nagmaal, is hierdie eintlik 'n verbondsmaal wat Jesus met my en met jou gesluit het. Ek wil hê almal moet vanmôre gebruik. Iemand sê nou die dag vir my, ons moet nie so baie nagmaal gebruik nie. Sê ons met eenmal 'n kwartaal moet ons nagmaal gebruik. Ek
Ek sê, ek kan nie sê wat die Here vir jou sê nie. Ek kan nie doen en gehoorsaam wees wat die Here vir my sê om te doen. Ek sê, en ons gaan nie verander van wat ons moet doen nie. Okay, het almal gekry? Is daar iemand wat nie het nie? Okay. Baie dankie, moenie vergeet om vir julle te vat nie. En vanmôre, dankie. Vanmôre celebrate ons lewende stene. Lewende stene. Wat kragteloos is sonder dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Hoor jy wat ek sê? Wat jou 'n lewende steen maak, is omdat jy gereageer het om sê, kom, toe hy sê, kom. Toe hy verbyloop en hy sê, volg my, het jy nie gebly sit nie. Jy het opgestaan en jy het gereageer. En dis hoekom ons vanmôre lewende stene kan wees. Oor wat Jesus gedoen het. Ons het gekom. Ons het gehoor. Ons het gegroei. Ons is verander. Van heerlikheid, sy heerlikheid. Ons is verander na dit. En nou brand hierdie vlam van Jesus in ons. Hierdie lig skyn deur ons. Hierdie ontmoeting, hierdie reaksie van om face to face met Jesus te kom, het my verander. En nou sê ek, Here, in U leef ons, beweeg ons en bestaan ons. U liggaam het U vir ons gegee sodat ons kan lewe. En dit bly nie net by ons nie. Jy sien, dit verander nou mense na om ons toe ook. By wie ons met inhak en opgebou word tot 'n lewende, heilige priesterdom. Wat funksioneer. Maar alles het begin aan die kruis. Alles is gekwalifiseer deur wat Jesus gedoen het. So vanmôre, wil ek jou nooi, kom ons neem die liggaam van Christus, wat hy vir ons gegee het. Kom ons neem dit saam. Dankie. En so het hy die beker geneem en gesê, dis my bloed. Vergifnis van jou sondes. 'n Nuwe verbond gee ek vir jou. Ons weet nie wat se nuwe dinge wat God vir ons almal in storie het nie. Maar as ons dit neem en ons reageer op die kom, dan lê daar 'n paar verrassings voor vir ons. Goeie verrassings. Dankie Jesus vir U bloed. Amen. Die wonder en die goeie van 'n liggaam is dat ons mekaar kan ondersteun. En ek wil jou uitnooi, as jy gebed nodig het vanmôre, bly agter dat ons saam met jou bid. Okay. En dan kom saai hierdie saad in jou hart vanmôre. Want ek wil jy moet vir die Here vra. Here, hoekom het U vir my gesê, moet ek hier wees? Hoekom? En jy hoef nie aan my te beantwoord nie. En ek gaan nie vir jou oproep wag nie. Maar ek wil jou aanmoedig. Reageer op wat hy sê. En staan daai plek vol.
Staan dit vol. Amen. Kom, sit net so, ek gaan saam bid. Here, ek dank U vanmôre vir hierdie tyd en geleentheid. Want U woord sê dat U woord nooit leeg terugkeer nie. En ons ontvang vanmôre U woord en ek bid Heilige Gees dat U in ons harte sal werk vanmôre. En dat ons sal, daar waar U werk, dat ons sal identifiseer wat U besig is om te doen. Dat dit nie onduidelik sal wees nie, maar dat ons sal weet wat ons moet doen. Ons neem die verantwoordelikheid op. Ons meld aan. En ons sê, hier is ons Here. Gebruik ons. Doen wat U wil. Doen wat U plan is in ons lewens. En ons staan op en ons staan uit, soos wat die woord sê, arise, shine. Ons ontvang die lig, ons ontvang die lewe, doen slegs U wil, Heer. U wil met ons. In Jesus naam. Amen. Amen. Het was lekker om saam met julle te wees. Dankie Rita dat jy vir ons plek inneem, maar voor ek gaan nou langs jou staan. Bless vir Rita. Bless haar op haar verjaarsdag wat môre voorlê. En dankie dat jy gekom het vanmôre. En mag God jou seën hierdie week wat voorlê. Mag jy werklik waar sy seëning ervaar soos wat jy dit nog nie beleef het.